ek wil net eers praat oor 'n beginsel. As jy praat oor iets soos die ou verbond en die nuwe verbond, of selfs iets soos die uitverkiesing oor Israel, of dan die uitverkiesing van almal, of selfs iets soos die doop, of, sal ek maar sê, die bekeringsdoop, of die kinderdoop, of wat se onderwerp is daar nog, dan moet 'n mens die begrip verstaan. Kom ek gebruik die uitverkiesing as 'n voorbeeld. As jy byvoorbeeld twee partye sien, twee mense of twee groepe, wat verskil oor die uitverkiesing, dan kan so 'n gesprek baie lank aanhou, as hulle bly by verse. Hierdie vers, daai vers, hierdie vers, daai vers. En wat eintlik moet gebeur is, jy moet begrip hê van wat dit beteken, waaroor dit gaan. Want dit is moeilik as jy net verse lees, want daar's mense wat baie oortuig is van dat Vader almal uitverkies het. En hulle gaan vir jou baie verse aanhaal wat vir jou baie gaan lyk of dit reg is. En dan is daar baie mense wat vir jou baie verse gaan aanhaal wat wys, maar hy het net een volk uitverkies. En dit lyk reg. En dan is dit half asof ons kyk wie die meeste verse het en watter verse weeg die swaarste en dan gaan ons daai kant kies. En wat gebeur is die hoorder, die ou wat nog nie besluit het nie wat op die kant sit, hy luister en dan sê, jete, maar ek kan nie kop of stert uitmaak nie. Want is die vers, daai vers, die vers, daai vers. Dit is amper so by tennis kyk, dan slaan die ou, dan slaan die ou, dan slaan die ou, dan slaan die ou. 'n Versus, as jy die begrip verstaan, ek gebruik die doop as 'n voorbeeld. Mense wat sê, nee, mense doop kinders. Wat is die begrip agter die kinderdoop? Dis 'n teken van 'n verbond. Dis die kinderdoop. Wat is die begrip agter die, kom ek sê nou maar die grootdoop? Wat is die begrip agter die grootdoop? Is bekering. So die een is 'n teken van 'n verbond en 'n ander ene is bekering en afwas van sonde. Dis twee begrippe. En dis wat 'n mens eers moet doen. Jy moet sê, hierdie ene sê dit en daai een sê dat, die begrippe. En dan gaan kyk jy wat sê die skrif rondom dit. Nou meet jy elke vers aan daai begrip om te sien, is dit nou hierdie ene of is dit nou daai ene? Die uitverkiesing presies dieselfde. Wat is die verskil tussen die twee gedagtes van die uitverkiesing? Wat is die begrip? Nou die begrip van die mense wat sê almal is uitverkies, hulle haal baie verse aan wat sê, byvoorbeeld nou Johannes 3 vers 16, ons almal ken, so lief het God die wêreld gehad. En dan is hulle begrip, God het Israel uitverkies, maar op 'n stadium het hy sy verhouding met hulle verbreek. En dit het oorgegaan na almal toe. Hy het eers net sekere mense uitgekies en toe dit oorgegaan na almal toe. Dis 'n begrip, dis 'n gedagte, 'n lering. En dan die begrip vir die uitverkiesing van Israel is dat God het 'n volk uitverkies en hy het 'n belofte aan hulle gemaak wat hy sê, ek bly getrou in hierdie belofte tot aan die einde van dae, totdat tyd ophou, totdat die son en die maan en die sterre ophou, bly ek by hierdie belofte. En dit is die ander begrip. En dan moet jy die skrif gaan lees om te sê, watter van hierdie begrippe is reg. En dan gaan jy die konteks kry om te sien, dis hierdie ene, want ek het sekere dinge gemis. In jou gedagtegang moet jy dan dink en sê, okay, maar waar ek nou vashak, is waar Paulus praat van die heidene. Waar kom die heidene? Hy praat van sy volk, Israel, en heidene in een sin. Wie is dit nou? Hoe werk dit? Hoe kan hy nog Israel uitverkies as hy van heidene ook praat? Dan moet die heidene mos bykom. En dit kan 'n struikelblok raak, 'n stryd. En dan sê hy, maar ek sien nie wat die ander mense sê, wat sê dat hy 'n belofte tot in ewigheid het. En dan mis jy net 'n sleutel. En daai sleutel is die verheidenste Israeliete. En dan sê jy, wat is 'n verheidenste Israeliete? Dis die 10 stamme met wie hy 'n verbond gebreek het. So hy het met 'n deel van die volk 'n verbond gebreek en hy herstel dit deur Joshua. En dan kan daai gedeelte van die volk wat verheidens het, wat heidene geword het, terugkom na die uitverkore volk van God toe. En dan val alles in plek. Dan sien jy, maar my God breek nie sy verbond nie. Hy breek nie sy beloftes nie. Hy bly by die waarheid. Hy het 'n verbond gemaak, hy hou dit tot die einde. Dankie tog, dit werk uit. En dan as iemand anders ter weer kom met 'n vers wat jou bietjie van stryd bring, dan dink jy, maar ek het die begrip gesien. Ek het gesien waaroor dit gaan. Hierdie vers is my moeilik. Ek moet nou deur hom werk. Maar jy val nie weer na die ander kant toe en sê, nou is ek weer aan die kant. Tot iemand anders van die ander kant weer vir jou vers gee, dan val jy weer na daai kant toe.
En ons moet presies dieselfde doen rondom die ou en die nuwe verbond. Daar's 'n begrip, daar's iets om te verstaan, daar's iets om te snap en te sien, dis wat dit is. Anderster is dit net 'n bal heen en weer slaan en dan hang dit net af watter persoon vir jou die oortuigendste is op daai dag, hom gaan jy glo. Maar jy het nooit die waarheid gesien nie. Jy het nooit vir jouself gesien en gesê, nou verstaan ek wat aan die gang is nie. Want net soos met die uitverkiesing van Israel, wat 'n mens baie kan die mekaar maak as jy nie verstaan nie, as jy nie gesien het nie, as jy nie die groter prentjie gesien het nie, presies dieselfde, en dalk nog meer, kan gebeur met die ou en die nuwe verbond. Want wat ek nou gesê het van wat Vader sê, ek maak 'n belofte tot in ewigheid, praat hy nou van insettinge tot in ewigheid, wat aan die ou verbond is. En dan lees ek in die nuwe verbond, wat lyk asof daai insettinge dan nou nie meer geld nie. En dan raak jy in die war. En as jy nie die groter prentjie sien nie, gaan jy nie verstaan nie. Want selfs as jy sê, maar ek staan by hierdie ding wat sê, tot in ewigheid, is hierdie goed van toepassing. En jy gaan lees die nuwe verbond, en jy gaan lees byvoorbeeld Hebreërs, is dit onmoontlik, dat jy nie gaan twyfel nie, dat jy nie verward gaan raak nie, en sê, maar hoe is dit moontlik, dat die ou verbond sê, tot in ewigheid, en dan lees ek hier, en sê, dis nie. Ek lees byvoorbeeld oor die besnydenis, wat 'n instelling is, tot in ewigheid, dis 'n teken van die verbond, en dan gaan lees ek in die nuwe verbond, dan sê Paulus, as jy jou laat besny, is jy losgemaak van Christus, en dan is jy totaal verward, en jy sê, hoe is dit moontlik, wat moet ek nou glo, hoekom is dit so teenstrydig teen mekaar, hoekom het Vader so moeilik geskryf, kan hy dit nie net maklik gemaak het, dat ek verstaan nie, want jy kort net 'n sleutel, jy moet net sien, dis wat gebeur, en dan pas die hele ding in mekaar, en dit is baie belangrik om nie 'n vyand te raak van die woord van God nie. As jy gesien het waaroor dit gaan, dan kom jy agter, maar dis een geheel boodskap. Daar's nie twee stryd in die Bybel nie. Daar's nie konflik in die evangelie nie. Dis een evangelie. En as jy die prentjie gesien het, dan sien jy, dit werk presies uit. Dit werk perfek uit. En Vader bly getrou. Ek hoef niks aan te pas om hom te glo nie. Nou ons het in Kolossense gelees, en dan sien ons daar wat sê hy van die ou verbond, en die wet en so aan, en dan gaan lees jy nou hierdie vers in Jesaja, en dan sê jy, maar wat gebeur nou hier? En dan gaan lees jy Deuteronomium, en jy gaan lees Exodus, dan sê jy, maar ek verstaan nie, en jy lees ander dele in Jesaja, en jy sê, maar dit lyk vir my of dit teen die nuwe verbond is, en die nuwe verbond lyk of dit teen die ou verbond is, maar dit is nie, dis die wonder daarvan. Jy kort net die sleutel, as jy die sleutel gevat het en jy sluit dit oop, dan sien jy, hierdie goed pas almal aan mekaar.